Yes. Gee jou eer om die Here te loof en prys. Amen. Jy kan die Here loof en prys oor soveel dinge. Ons moet net besef alles wat ons doen. Ons moet die Here dankie sê. En ons moet besef al die lof en die eer kom in die Here. Niks is deur ons nie. Amen. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Want die is Vader, so Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Want die is Vader, so Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Want die is Vader, so Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Want die is Vader, so Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom toe. Want die is Vader, so Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom toe. Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. reach out and touch the Lord As He passes by, you will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. You are here, moving in the spirit,
Dankie vir die Heilige Gees wat hier vanaf gaan lei soos die Heilige Gees wil. Ek gee my jouself oor aan die Heilige Gees om te werk en te doen net soos wat die Heilige Gees wil. Die kennis van boeke en kennis en wysheid van die wêreld nie, maar lewe die kennis en die wysheid wat U my gee. Ek bid tot enige
manifestasies van die bose magte, owerhede van duisternis, en ek verklaar hulle werke kragteloos in hierdie huis, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit lekker neem. Welkom aan al die besoekers, ek sien daar agter. Welkom saam met ons. Lekker om julle gesigte te sien. Gerda, hulle wie is allemaal mooi, baie welkom. Here seën julle. Hoop is nog nie die laaste keer nie, maar luister wat die Heilige Gees vir julle sê, amen. Vanmôre gaan ek met u deel rondom die wapenuitrusting van God. Die hartseer saak rondom dit is, die kerk het begin dink, ons is nie meer in 'n oorlog. Ons het gemag geraak, gemag. So die kerkbanke warm en ons dink dis maar al. Amen. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, ons is in oorlogvoering. Amen. Amen. Terwyl die woord van die Here vir jou sê, neem op jou wapenuitrusting. Nou, ek kan nie sien hoekom sal daar enigstens 'n rede wees vir 'n wapenuitrusting as ons nie in 'n oorlog is nie. Dan was dit ons nou nie nodig. Baie kerke het afstand gedoen van die wapenuitrusting. Hulle verklaar dit, maar self wil hulle nie meer verklaar dat ons nog steeds in oorlogvoering is. Baie word redeneer dat die werk aan die kruishout het ons nou vrygemaak daarvan, dan sou dit nie ook in die boek van Efesiërs herhaal word nie. Amen. Nou kind van die Here, ons gaan vandag warfare doen. Spiritual warfare. Amen. Dis van kardinale belang dat jy weet hoe om geestelike oorlogvoering te kan doen. 'n Soldaat beteken niks as ek hom 'n wapen gee en ek gee hom 'n wapenuitrusting en hy het nie opleiding gekry. Amen. Hy het geen idee wat hy moet maak. Amen. En vanmôre is dit presies wat ek gaan doen. Ek gaan jou oplei om jou wapenuitrusting te kan gebruik. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit 'n baie bekende hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Dis dan die 13de boek van agteraf in die Nuwe Testament. As jy daar sê, amen. Amen. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenuitrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van wie? Die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenuitrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord met die borswapen van geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid, waarin in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Die Here seën sy woord. Baie belangrik, die vraag oor volle wapenuitrusting van God is iets wat vir ons weerstand gee teen die aanslag van die vyand. Amen. In ander woorde, ek het al baie snaakse renasies by kerkkamp en goed hierdie goed gesien plaasvind. Nou staan hulle en hulle trek fisies die ding af. Dit beteken jou niks.
Dit kan geen waarde gee. Die wapenuitrusting is denkbeeldig. Amen. Dit beteken, en soos ek verstaan wat die Satan aanbidders ook vir jou sal sê, hulle kan presies sien wie hulle wapenuitrusting het. Hulle identifiseer jou in die geestesreël. En as hulle kan sien jy dra nie die wapenuitrusting van God nie, is jy 'n oopteken vir hulle. En net soos jy ook 'n oopteken vir demone. Amen. Want jy word geïdentifiseer aan die wapenuitrusting. Amen. Nou kyk na die volgende. Efesiërs 6:12 dui baie duidelik aan dat die konflik met Satan geestelik van aard is. En dus kan geen tasbare wapens effektief teen hom en sy trawante aangewend word nie. Jy kan hom klippe gaan gooi, jy kan vir hom probeer punch, jy kan doen wat jy wil, jy gaan niks bereik nie. Dis 'n geestelike oorlog. Amen. En daarom moet ons, wanneer ons die vyand nader, moet ons dit in die gees doen. Amen. Verder, daar word nie vir ons 'n lys van spesifieke taktieke gegee om teen Satan te gebruik nie, maar tog is die gedeelte heeltemal duidelik, dan indien ons al die aanwysings getrou volg, sal ons kan staande bly en oorwinning behaal, ongeag Satan se strategie. Amen. Die eerste element van ons wapenuitrusting is die waarheid, vers 14. Dit is maklik verstaanbaar, aangesien Satan die vader van leuns is, volgens Johannes 8 vers 44. Versoeking is hoog op God se lys van afskiet. 'n Tong wat lieg is een van die dinge wat hy sê afskielik beskryf. Spreuke 6 vanaf vers 16 tot 17. Ons is dus gemaan om die waarheid vir ons eie heiligmaking en bevryding op te neem, sowel as tot voordeel van diegene teen wie oor ons getuig. Dan ook in vers 14 word ons aangesê om die borsharnas van vryspraak aan te sit. 'n Borsharnas beskerm 'n soldaat se lewensorgane van aanslag wat andersins fataal sou wees. Met ander woorde, kind van die Here, as jy nie 'n borsharnas dra nie, gaan hy jou slaan met siektes. Dis aanval dan. As jy nie die borsharnas aan het nie, is jy oop vir die vyand, sodat hy siektes oor jou pad kan bring. Want dan gaan hy direk teen jou organe. Amen. Goed. Hierdie vryspraak of regverdigheid is nie werke wat deur mense gedoen is nie, maar deur die regverdigheid van Christus. Deur gebedsbewerkstelliging deur geloof ontvang. Dit bewaak ons harte teen die beskuldigings en die skuldlaste van Satan en beskerm ons innerlike wese teen selfval. Nou die woord van die Here sê baie mooi sê, bewaar jou hart bo alles. Amen. En hier sien jy hoekom jy dan ook daardie skuld moet dra. Want dis waar die vyand jou gaan teiken. Hy gaan niemand gebruik om jou seer te maak. Hy gaan niemand gebruik om dalk jou morbied te maak. En dan het die vyand die mag en die reg om aanvalle te loods van daardie plek af. Amen. So wanneer ek toelaat dat daar in my hart een of ander gevoel of emosie is wat nie daar mag wees nie, dan gee ek vir vyand die reg om nou my hart aan te val. Amen. Daarom kan ons nie, ons moet altyd met mekaar in liefde leef, sê die woord van die Here. Moenie kwaad oor iemand uitspreek nie. Moenie iemand iets toewens wat jy weet is teenstrydig met God se woord nie. Amen. Want die vyand gaan die hart aanval. Moenie verbittering in jou hart dra nie. Want daai verbittering gaan ontwortel tot groter skade wat die vyand gebruik. Nou julle weet wat my ander profesie is waarmee ek werk elke dag van my lewe. Ek werk met stikkende mense. Ek werk met kindertjies wat verkragt is. Ek werk met vrouens wat verkragt is. Ek werk op 'n daaglikse basis met mense wat
stikkend is. En dit is waar die aanval van die duiwel vandaan kom. Amen. Hy sal dit nie verander nie, hy gaan nie sy strategie verander nie, hy gaan altyd dieselfde strategie gebruik. En wanneer die hart aangeval word, dan is die kans op verslawing baie groot. Want dan moet ek iets gebruik om nou te ontvlug van hierdie emosionele gevoelens wat ek het. Nou raak ek verslaaf aan narkotiese middels, drank ensovoorts. Amen. Ons gaan verder en hy sê ook vers 15 praat van voorbereiding van die voete vir geestelike konflik. Nou tydens oorlog plaas die vyand soms gevaarlike struikelblokke in die pad van aankomende soldate. Nou die idee van die voorbereiding van die evangelie van vrede, as skoene wil ons daarop patent maak dat ons nodig sal hê om Satanse grondgebied te nader, om bedag te wees op vangstrikke met genadeboodskap wat so belangrik is om siele vir Christus te wen. Satan het baie struikelblokke in die pad geplaas om die verkondiging van die evangelie in die wiele te ry. Amen. Dan die skuld is geloof, keer dat terwyl oor die getrouheid van God sy woord as onbetreffend gesaai word, ons geloof waarvan Christus die begin en die volleinder is, Hebreërs 12 vers 2, is soos 'n goue skuld, dis kosbaar, solied en substansieel. Die helm van verlossing in vers 17 is die beskerming van die kop en beskerm kritiese deel van die liggaam. Ons kan sê dat ons manier van dink bewaring nodig het. Die kop is waar die verstand gelees, wat dan die evangelie van goeie hoop op die ewige lewe daar posgevat het. Dat nie valse leringe kan ontvang word aan Satan se verleidings toegegee word nie. Die ongeredde persoon het nie hoop op hierdie aanvalle van valse leringe af te weer nie, omdat hy of sy sonder die helm van verlossing is en die verstand is nie by magte om te onderskei tussen geestelike waarheid en geestelike versoekinge nie. Baie belangrik, my praktyk se motto sê, a healthy mind create a healthy body. Amen. Die woord van die Here sê ook vir 'n man, hy is soos wat hy glo het. Amen. En hy glo is elke mens. Jy is wat jy glo het. So wanneer ek in my praktyk werk met mense, werk ek baie op denke. Ek is baie ingestel om te weet wat se tipe denke het hulle. Want dit gee vir my die rede hoekom hulle die emosies het wat hulle het en die emosies lei dan ook nou tot gedrag. Amen. Baie belangrik om te verstaan, geen mens het 'n emosie sonder denke. Geen mens. Dit begin altyd by 'n gedagte. Nou luister mooi waar gaan die vyand kom. Hy gaan in jou gedagtes kom. En as hy eers jou gedagtes bereik het, het hy nie meer veel nodig om te doen nie. Want jy gaan morbied wees, jy gaan negatief wees, jy gaan hartseer wees, jy gaan verlore voel, al hierdie goed gaan in jou kop opbring. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is 'n niks werd. Jy is 'n loser. Jy is 'n gemors. Hy gaan hierdie gedagtes gebruik en dit gaan lei tot grotere negativiteite in jou lewe. Want dan moet jy nou begin om met hierdie emosies te deel en dan gaan jy dalk keer na 'n botteltjie drank toe, jy gaan dalk keer na 'n pakkie sigarette, dagga, dwelms, noem dit, dis daar. Amen. En dan sien ons ook in vandag se tyd, hoeveel mense op antidepressante is. Want die vyand was suksesvol met die aanval wat hy geloods het. Nou in my praktyk is ons anti-pille. Want 'n pil kan jou nie gesond maak nie.
'n pil gaan nie jou denke verander nie. Hy gaan nie jou emosies verander nie. 'n pil gaan net eenvoudig die simptome afsit. Dis al. Die liggaam ervaar nog presies dieselfde skokke. En dis hoekom mense dan oorskakel waar hulle voel hulle kan nie meer voortgaan nie. Hulle enigste uitweg is nou selfmoord. En dis 'n realiteit. Amen. Dis nie iets wat ek uit my vinger uitsuig nie. Dis 'n realiteit. Weet julle met hoeveel jong mense werk ek wat self sny? En dit word net meer en meer en meer by die dag. Dis iets wat die vyand absoluut net eenvoudig besig is om oor te neem onder jong mense. Ek praat van 'n kategorie ouderdom van 10 jaar af en op, waar hulle begin reeds self-harm toepas. Hoekom? Want by die huis gaan dinge nie reg nie. Daar's moeilikheid tussen ma en pa. By die skool word ek geboelie. En die enigste manier vir hierdie kind om weer kontak te kan maak met sy emosies, hy moet pyn ervaar. Dat dit fisies is en nie net meer in die liggaam net daai emosies is nie. Nou sny hy homself op haarself, want hy wil pyn of sy wil pyn ervaar, fisies. En weer eens kom dit terug na die wapenuitrusting van God. Ons kinders ken nie die wapenuitrusting van God. Want ons ouers leer dit nie meer vir ons kinders nie. En ons kinders kan nie met hierdie emosies werk nie. Hulle weet nie om daarmee te deel nie. Terwyl jy ouer veronderstel is om jou kind die wapenuitrusting te leer. Amen. Ons gaan verder. Vers 17 interpreteer die swaard van die Gees as die woord van God, terwyl al die ander stukke van geestelike wapenuitrusting van nature verdediging bied, is die swaard van die Gees die enigste offensiewe wapen in die wapenuitrusting van God. Dit praat van die heiligheid en die krag van die woord van God. 'n Groter geestelike wapen is nie denkbaar nie. Toe Jesus in die woestyn verlei is, was die woord van God elke keer sy oorweldigende antwoord vir Satan. Wat 'n voorreg en 'n seën is dit, dat dieselfde woord ook vir jou en my toeganklik is. Amen. Maar hierdie woord lê toe by jou huis. Jy maak hom op 'n Sondagoggend in die kerk oop. Jy het nie die wapenuitrusting nie. En die vyand weet dit. En hy gaan dit gebruik. Hy gaan dit strategies toepas in jou lewe, want hierdie woord word net geassosieer met 'n Sondagoggend en dalk 'n Sondag se kerkdiens. Amen. Jy wil sê hy nou, sê my nou. Amen. Amen. En so 'n kind van die Here het die kerk totaal en al wegbeweeg van geestelike oorlog. Die woord van die Here sê vir ons verder. In vers 18 word aan ons gesê om in die Gees te bid. Dit is met die verstand van Christus, met sy hart en sy voorkeure. Wat ek sê, ten alle tye in die Gees. Amen. In ander woorde, ek soek nie my wil nie. Ek soek sy wil. Ek meet nie my hart nie. Ek meet sy hart. Amen. Dan synchronise jou hart met God se hart. Amen. Dan begin ek daai hartgevoel wat ek vir 'n ander persoon het, eenkant toe stoot. Amen. Dan kan ek nie 'n medemens haat nie. Ook nie vervloek nie. Ook nie wens slegte goed moet met hulle gebeur nie. Amen. Want my hart word ooreenstemmend met God se hart.
En dan bid ek in die Gees. Want ek soek nie meer die dinge van die vlees nie, maar die dinge van die Gees. Amen. Dan val al hierdie snaakse goed wat vir mense soms bid ook weg. Baie belangrik. Die vyand weet presies as jy nie in die Gees bid, hoe om jou gedagtes laat dwaal. Terwyl jy bid. Dan laat hy jou dink aan daai probleem wat jy het. Hy laat jou dink aan ander omstandighede, die kinders en dit en dit en dit, en jy's glad nie meer betrokke in daai gebed. Amen. En dan wil ek bysit om in 'n geestelike taal te bid. Ons hoor nie meer dat mense in geestelike taal bid nie. Ek praat nie van daai wat jy voor die kerk moet staan en wil jou leer om in tale te bid. Jy kan nie geleer word om in tale te bid. Amen. Ek praat van wanneer die Heilige Gees jou tong aanraak en jy begin net in tale bid. Jy spreek verborgenhede, sê die woord van die Here. Jy is besig om verborgenhede te bid. Satan kan nie so gebed eers enigstens kan hy bereik. Hy weet nie wat gebid word. En dit is deel van oorlogvoering. Amen. Dan kan ons nie 'n gebed afskeep nie. Dat oor baie mense sê, ek kan nie bid nie, want jy bid in die vlees. Jou vlees weet nie hoe om te bid nie. Hy gaan dalk sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Kind van die Here, is dit oor soldate? Is dit oor soldate? Daarom leer hy ons, wanneer ons in die Gees bid, ons hart met sy hart synchronise, dan weet ek om te bid. Want ek gaan bid ooreenstemmend met sy wil. Amen. Ons kyk verder. Sonder gebed, sonder afhanklikheid van God, is ons geestelike oorlogvoering leeg en te vergeet. Hoor mooi. Sonder gebed, sonder afhanklikheid van God, is ons geestelike oorlogvoering leeg en te vergeet. Amen. Die volle wapenrusting van God, waarheid, regverdigheid, die evangelie, geloof, verlossing, die woord van God en gebed. Dit is die gereedskap wat God ons gee om geestelik te kan oorwin en Satan se aanvalle en versoekinge te kan oorkom. Amen. Wat het jy gehoor? Jy kan sy aanvalle oorkom. Maar ons is open space. Ons staan, kom Satan, kom, val my aan. Ja? Is dit? Is dit? Ons nooi hom uit om ons aan te val. Ons weerstaan hom nie. Want die woord van die Here leef by my. Aan my is gegee alle mag, alle gesag, alle autoriteit om oor wat? Elke duiwel te heers. Oor elke duiwel heers hy. Amen. Met ander woorde, daar's niks uitgelaat, kind van die Here, vir jou om geestelike oorlogvoering te kan uitvoer. Jy het die mag, jy het die gesag, jy het die autoriteit om oor elke duiwel te heers. Hoekom heers ons nie oor hom nie? Maar ons hou maar 'n skootpuntjie op ons skoot. En ons vertroetel hom. Nee? Kom nou wat. Kom lê by my. Ja. Jy is nie 'n soldaat nie. Ek wil nie met jou oorlog voer. Ek sal liever weg. Ek sal nie saam met jou oorlog voer toe gaan nie.
Kind van die Here, die kerk het op 'n plek gekom, welkom oom. Die kerk het op 'n plek gekom waar hulle nie meer oorlog voer nie. En ons sien dit op 'n daaglikse basis in die kinders van die Here se huise. Want as jy oorlog voer, het hy geen reg, geen plek in jou huis nie. Amen. Maar ons laat hom toe om hom aan te val, en dan kry ons onsself jammer. Ons lek ons wonde. Ja. En ons kry onsself jammer. Maar jy's 'n soldaat. En jy moet as 'n soldaat optree. En jy moet na die vyand vir jou bang en nie jy vir hom nie. Hy moet sidder om by jou huis se deur te kom. Hy moet sidder om by jou kar uit te kom. Hy moet sidder wanneer jy op die pad ry, dat daar geen gevaar op jou pad kom nie. Hy moet sidder as jou kind skool toe gaan. Maar ons doen dit nie. Want ons staan nie in daai autoriteit nie. Ons wil maar wonderlik. Ag, dis maar die ou lewe, hierdie dingetjies gebeur maar. Né? Ja. Dis mos wat gesê word. Daar's kerke wat nie eens meer glo in demone nie. Hulle glo nie eens meer in bevryding nie. Dis 'n klein handjie vol van pastore wat nog bevryding doen. Klein handjie. Want hulle glo nie meer. Dis ons aan die kruis hou, is dit klaar afgereken. Satan en sy demone is nie afgereken. Hulle dag kom. Maar tot en dan, sê die woord van die Here, ek en jy is in oorlog voer. Amen. En ons moet opstaan as soldate vir Christus. En ons moet werklik ruggraat kry en sê, Satan, vir my het jy genoeg getuister. My gesin het jy genoeg getuister. My huis het jy genoeg getuister. My finansies het jy genoeg getuister. My gesondheid het jy genoeg getuister. Ek vat oorwinning, ek vat gesag, ek vat autoriteit oor jou en elke demoniese mag daar buite. Dan kan die kerk weer in krag, van krag tot krag. Halleluja. Dan sit ek met 'n gemeente wat warm is onder die stoel, wat wil opvlieg en die Here wil begin loof en hom wil begin prys en my nie net aangeleer in 'n bank nie, want jy ervaar die salwing van die Heilige Gees wat in jou werk. Halleluja. Maar die kerk wil slaap. Die kerk wil slaap. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Amen. Terwyl God sê, ek het soldate nodig om vir my uit te beweeg, het ek nie vir julle gegee, mag en gesag en autoriteit nie. Waar is jy soldaat? Dan gaan die kerk begin veldwen. Dan gaan ons begin Satan se demone en sy plekke afbreek, sy tempels en sy altare afbreek. Dan gaan homoseksualiteit, dan gaan hardloop. Maar ons moet terugkom as 'n soldaat. Hou op jouself sien as 'n kerkganger, man. Ek's 'n kind van die Here. Ons nou genoeg. Amen. Nee, hy het jou nie geroep om 'n kerkganger te word nie. Hy het jou geroep om 'n soldaat te wees. En ons sal in hierdie huis gaan ons begin oorlog voer doen. En ons gaan vanmôre begin daarmee. Dat elkeen wat hier sit vanmôre vrykom van demoniese bindings. As mense in daardie huis instap, moet hulle weet, God se krag is hier. Paar jaar terug sit ek en ek bedien.
Die Heilige Gees wys my daar sit die heks. Sy probeer projekteer, sy probeer projekteer. Nou die Kaap het vir my geken die apostel of warfare. As hulle na my verwys het, toe gepraat van die apostel of warfare. Het baie onder die kering begin. Daai mense kan warfare. Amen. Amen. Hulle kan vir jou warfare. Onslaap. Amen. En die Heilige Gees sê vir my, sy sit daar, sy projekteer. En ek vat gesag en ek vat autoriteit. En sy slaap neer. Want sy kan niks doen nie. Sy kan niks doen nie. Nie my eie krag nie. Maar in sy krag. Amen. En kind van die Here, God het ons gewys 'n paar jaar terug, waar ons 'n paar pastore bymekaar gekom het. In afsondering het hy gesê die demone gaan die pastore van die preekstoel af verskeer. Want hulle het nie meer gesag en autoriteit nie. Die pastoor gaan uit sy kerk uit hardloop. Want die demoon gaan hom aanval. En wat 'n beter voorbeeld het ons nie in die Bybel van manne wat nie onder die salwing van die Heilige Gees beweeg het nie. Wie ken die seuns van Sibia? Kan jy onthou? Wat het met hulle gebeur? Hulle was uitmekaar geskeur. Hoekom? Want hulle het nie in God se krag en gesag gestaan. Daai demoon kom reg net vir sê vir Jesus ken ons en bepaal dat weet ons. Wie is julle? Wie is julle? Jou geleerdheid gaan nie vir jou 'n demoon afskrik nie. Die sertifikaat in die muur gaan nie vir 'n demoon bang maak nie. Alleen die autoriteit van God. Amen. En van hierdie dag af is dit my boodskap vir hierdie gemeente. Raak betrokke as 'n warrior in God se koninkryk. Raak betrokke. Wees 'n warrior in jou huis. Wees 'n warrior by jou werk. Kinders, wees warriors in die skool. Universiteite. Want God het een warrior nodig. Hy het 'n Dawid gebruik om 'n Goliat te laat val. Dis die autoriteit wat jy het. En hom. Amen. En vanmôre hoop ek u het werklik hierdie boodskap ontvang. Ons kan nie 'n kerk steel nie. Ons moet besig raak met God se dinge as hierdie wêreldse dinge. Amen. En wees versigtig wat jy nou luister. Wat jy toelaat om in te kom. Dra hierdie wapenuitrusting elke dag. Want dit is nie 'n resultaat nie, is toepas. Amen. Jou leefstyl met God, jou verhouding met hom alleen. Die broers van Skeria het nie 'n verhouding met hom gehad nie. Hulle was maar net deel. Hulle het maar gesien wat die ander disippels en die dinge doen. Hulle het nie 'n verhouding met God gehad nie. Die vyand soek hulle wat nie 'n verhouding met God het. Kerk toe kom maak nie jou met 'n verhouding met God nie. Dis wie jou lewenswandel is. Amen. Op 'n daaglikse basis. Ons as 'n kerk sê Here, ons wil 'n verhouding wees met U. Amen. Ek lê op die voete staan. Ek weet nie of iets het nie, maar ek soek iets wat warfare is. Google, kry hom daar iets wat warfare is.
Ek het 'n gebed wat ek aan mekaar sit hier, for sending confusion into the camp of the enemy. Hy klink dit vir my beter in Engels. En ons gaan dit uitspreek vanmôre. Amen. Jy gaan vanmôre 'n soldaat word. Wat in gesag staan. En as jy moet vanmôre manifesteer, nie deur demone nie, deur die Heilige Gees. As jy moet skop, as jy wil trap, dan doen jy so. Maar vanmôre gaan jy ophou om stil te staan en jouself te bejammer. En jy gaan sê, genoeg Satan, genoeg, het jy dit aan my gedoen. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Amen. Wie kom dan? Wat doen we? Beweeg van die Heilige Gees dan. Gesag en autoriteit. Gesag en autoriteit. Gesag en autoriteit. Gesag en autoriteit. Para nou. Ja, sekrap nie. Omstandighede by jou huis. Omstandighede in jou huwelik. Omstandighede in jou finansies. Omstandighede met jou kinders. Elke terrein, elke gebied. Staan op as 'n soldaat vanmôre. Halleluja. No, in Jesus' name.
Chat hy met die vyand. Drink hy 'n koppie tee saam met die vyand. Hoekom doen jy dit? Hoekom hou jy so lekker saam met hom tea party? Is jy 'n soldaat? What man? In Jesus name. Hoe lyk 'n soldaat? Wat oorlog voer? Wys my. Okay. No, in Jesus name. Start one way. Trapo. Para você ver a câmera bastante ver a bastante ver a andar a você ver a tele Ari bebender a bastante ver a andar a você ver a tele a bastante ver a bobo. Ari baba ver a bastante ver a tele bebender a bastante ver a tele seguramente. In Jesus name, hallelujah. Tea party out. Is die fire more onder jou voete? Sit hom onder jou voete vanmôre in Jesus naam. Onder jou voete. Gemeente, onder jou voete. Halleluja. Ek kom voor die Gees. Ek kom voor die Gees. Jy gaan in hart na my opzet. So bietjie saak en dan gaan. Ons werk volgens Psalm 109. Ken jy hom? Psalm 109. Ek wil jy moet dit hardop doen. Today we're going to send confusion in the enemy camp. Amen. Op elke terrein, elke gebied van jou lewe. Amen. Let all the powers, say that, encamping against my goodness and breakthroughs become confused, be scattered in the name of Jesus. Let all powers of my adversaries be rendered impotent in the name of Jesus. Let every evil tongue uttering curses and evil pronouncements against my life completely silenced in the name of Jesus. I command every evil stronghold and powers of housing my rights and goodness to be violently overthrown in the name of Jesus. I pursue
overtake and recover my properties from the hands of the spiritual robbers. In the name of Jesus. Let every counsel, plan, desire, expectation, imagination, devices and activity of the oppressor against my life be rendered null and void. In the name of Jesus. I terminate every contract and cancel every evil promissory not kept any satanic files for my sake. In the name of Jesus. I release myself from the powers and activities of the wasters. In the name of Jesus. I refuse to be tossed around by an evil remote. Control devices fashioned to delay my miracle. In the name of Jesus. Let all cycles of evil surroundings, summoning of the Spirit, receive the fire of God and burn to ashes in the name of Jesus. Holy Spirit, teach me to avoid unfriendly foods and unprofitable discussions. Let all my goodness presently in the prison of the enemy to pursue me and overtake me as from today in the name of Jesus. Let all strange fires prepared against my life be quenched in the name of Jesus. I command every tongue issuing instructions against me to be condemned in the name of Jesus. Let all troubles of mine Israel disbanded and confused in the name of Jesus. Let the blood of Jesus cleanse me of all unprofitable marks in any department of my life. Let all strange hands that have touched my blood be neutralized in the name of Jesus. I receive victory over the host of witnesses surrounding me in the name of Jesus. I stand against the dream, the fears, and its effects in the name of Jesus. Let every spirit attack me in the form of animals receive the fire of God. I stand against the operations of the spirit of death in my life. In the name of Jesus. Let the counsel of the devil against me be destroyed and be frustrated in the name of Jesus. I bind the spirit of doubt, unbelief, fear, and tradition in the name of Jesus. Father, destroy every stronghold of powers
darkness in my family, in the name of Jesus. Let every problem affecting the brain be neutralized now in the name of Jesus. Let every evil effect of ritual killing upon my life, my ancestors, be neutralized in the name of Jesus. Let all terminal, genetic, ancestral sicknesses be healed in the name of Jesus. Lord gives me power to pursue and overtake the enemy, and also to recover my stolen property. Oh God, let your fire destroy every foundational problem in my life. In the name of Jesus. Let every link, label, and oppressors be destroyed by the blood of Jesus. Every evil pregnancy in my life be aborted in the name of Jesus. Let every dirty hands be removed from the affairs of my life in the name of Jesus. Every effect of evil access to my blood be reversed now in the name of Jesus. Let everything done against me under the devil's anointing be neutralized now in the name of Jesus. All evil vessels dispatched to do me harm should crash now in the name of Jesus. Satanic banks releases my property back into the hands in the name of Jesus. I will remove my name from the book of untimely death in the name of Jesus. I remove my name from the book of tragedy in Jesus' name. All evil umbrellas preventing heavenly showers from falling upon me be roasted in the name of Jesus. Let all evil assassinations summoned for my sake be scattered in the name of Jesus. Let every problem connected to polygamy in my life be nullified in the name of Jesus. I command every satanic reinforcement against me to be scattered now in the name of Jesus. Block in the timetable of the enemy for my life in the name of Jesus. Lord, reschedule my enemies to useless and harmless assignments. Let every device against me be disappointed in the name of Jesus. Let the healing power of the Holy Spirit overshadow me now in the name of Jesus. I bind every spirit working against
overshadow me. I disarm any power that has made a covenant with the ground, water, wine, about me, in the name of Jesus. Oh Lord, I make my life invisible to demonic observers. I bind all evil remote control spirits in the name of Jesus. I withdraw all the bullets, ammunition made available to my enemy in the name of Jesus. I revoke any conscious or unconscious covenants with the spirit of death in the name of Jesus. In the name of Jesus I call on the heavenly surgeon to perform surgical operations now necessary in my life. I refuse to be spiritually amputated in the name of Jesus. I refuse to wage war against myself in the name of Jesus. Oh Lord, wake me up from any form of spiritual sleep. All evil seeds planted by fear into my life should be uprooted in the name of Jesus. Father, Lord Jesus, let your kingdom be established in every area of my life. I cancel all former negotiations with the devil. In Jesus' name. Let all my very goodness and prosperity receive divine resurrection. In Jesus' name. I refuse to turn back at the edge of victory in the name of Jesus. Father, pour out shame on all the powers trying to put me to shame in the name of Jesus. Let all drinkers of blood and eaters of flesh turn unto themselves in the name of Jesus. Spiritual problems attached to months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, be nullified in the name of Jesus. O Lord, deliver me from all coldness of heart and weakness of will. O Lord, let my light shine in the goodness of your love. O Lord, let me be in your world and lost in the will of the enemy. O Lord, I pray this in the Spirit. In Jesus' name. Amen. You are done. Amen. One more day.
Het jy die oorwinning gevat? Amen. Moet dit nie terugnooi nie. Nou nie meer gaan kopieer druk. Amen. Bly 'n soldaat teen Satan en sy koninkryk. Amen. Amen. Ek gaan ook hierdie gemeente leer wat is warfare presies. Hoe word warfare toegepas? By my is ek warfare doen, jy sien dit letterlik, ek doen warfare. Ek het 'n swaard. Ek het 'n skild. En ek veg die vyand in Jesus naam. Want as dit nie gedoen word op 'n profetiese manier nie, dit help nie ons staan stil en sê dat doen ons warfare nie. Jy moet fisies in warfare gaan. Ek het een keer in warfare gegaan oor 'n saak met iemand wat 'n probleem gehad het. In die gees het God my reguit na daai Segomma toe gevat. Hy het my reguit voor daai Segomma gaan neersit. En ek het in die gees daai Segomma bestraf. En daai vrou is gesond. Kind van die Here, ken jy autoriteit in Christus. Hou op die peanut wees in die pakkie. Amen. Ons is nie peanuts nie. Jy is 'n gesalfde van God. Beweeg in daai autoriteit en in daai krag en in daardie mag. Amen. Goed, kom ons dan. Let's go.
Amen. Ek sien sommer hoekom die blydskap terug daar. Prys die Here vir ons weer lof. Amen. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het na die huis van die Here. Ons waardeer ook die besoekers. Ons hoop ons sien julle weer. Die kan ons anders kyk. Hier op nie gewoon nie. Altyd iets anders. Amen. Amen. So baie dankie. Ek wens ook dat elkeen 'n mooi en geseënde week toe in Christus. As dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar weer volgende Sondag om 10:00. Ek weet nie, julle het die afkondigings gesien, ek was nou nie. Ja, ons sê. Jullie gehoor iets sê? Afkondigings is gesien. Ja. Ja. Ons het dit vanoggend gedoen nie. Ons stoor ons sê. Ja, kom ons sluit ons. Aba Vader, ons sê vir U dankie dat ons môre oorwinning kan vat oor hierdie storms. Dat ons môre oorwinning kan vat en weet, Here, ons is 'n koningskind. Halleluja. Dat ons môre weet, Here, die vyand het geen mag en reg op ons lewens nie. Ons het gekry daardie mag en gesag en autoriteit om oor hom te heers, Vader. Ek kom ook vanmôre, Vader, met bid vir enige etikette, goed wat gekoppel is aan hierdie gemeente, Vader. Ek kom vanmôre en ek verbreek dit nou in die naam van Jesus en ek stel dit kragteloos. Elke ongoddelike woord wat oor hierdie gemeente uitgespreek is in die verlede en tot nog vandag, Here, wat skade in die koninkryk van God gebring het vanmôre, bring ek terug, Vader, voor die troon neer vanmôre en ek sê, vyand, dit is klaar in Jesus naam. Jy sal ons nie koppel aan enige banner, enige etikette, enige plasing wat uit mense se harte uitkom nie en uit jou owerhede uitkom nie. Ek kanselleer dit nou in Jesus naam. I lift the banner of God over this ministry, over this church, over this congregation in Jesus name. And I declare the power of the Satan powerless over this ministry in Jesus' name. Thank you for restoration in Jesus' holy name. Amen.